Goeiedag, ons is vandag aan huis by Dr. Gideon Bruckner. Hy was die vorige direkteur van dieregesondheid by die Departement van Landbou. Hy is nou 'n afgetrede veearts. Dr. Bruckner, dankie vir die tyd. Vertel vir ons asseblief, ons praat mos maar van pedigree partykeer so in die landbou. Wat is dokter se pedigree in terme van geskiedenis? Ek was begin as 'n staatsveearts in die Berg en Klou gebied in die Bosveld in Louw-Trichardt vir 10, 12 jaar. En uiteindelik geëindig as nasionale direkteur van dieregesondheid by die Nasionale Departement. En toe het ek met provinsialiseer het ek gevra ek wil na die provinsies toe gaan, toe het ek hoofdirekteur in die Wes-Kaap geword. En toe is ek gevra om die pos van hoof van die wetenskap en tegnologie departement van die OIE in Parys, Frankryk oor te neem. En toe is ek daar bevorder na adjunkt direkteur-generaal van die OIE. En toe ek afgetree het by hulle, toe het ek president geword van die wetenskapkommissie vir dieregesondheid van die OIE, wat onder andere lande so siektestatus soos Berg en Klou evalueer en toeken of wegvat. En dit het ek vir 13 jaar gedoen voor ek nou finaal dit afgetree daar en ek maar doen dit nog in 'n raadgewende hoedanigheid. So in die proses het ek seker hier by die 70 lande moes gaan besoek om hulle Berg en Klou beheer te evalueer en te kyk of hulle kwalifiseer vir siektevrye status en so. En dokter was by die Camperdown veldtog betrokke destyds in KwaZulu-Natal. Dokter het dit gedryf. Kan ook vir ons net weer herinner hoe dit hanteer is en wat gedoen is? Ja, die Camperdown, ek was op daai stadium nasionale direkteur van dieregesondheid en die aand toe hulle die vermoede uitspreek daar is moeilikheid met die varkplaas daar in Camperdown. Toe ek af so toe en ek het daar gebly as direkteur vir 3 maande. Maar die belangrikste ding van die Camperdown uit ingekom van afvalmateriaal van 'n skip wat by Durban se hawe en die boer het van daai afvalmateriaal gekoop en dit vir sy varke gevoer en die varke het siek geraak en erge Berg en Klou. Maar die sukses dink ek hoekom ons daai siekte in 3 maande kon vasvat alhoewel hy na beeste versprei het en varke veral want dit was tipe O virus wat baie patogeen is en gevaarlik is vir varke. Hulle steek vreeslik van daaraan en versprei geweldig baie virus. Moes ons baie vinnig optree om die siekte vas te vat, want die hele land was naïef beeste, al die diere was naïef vir daai tipe O, wat nie in Suid-Afrika voorkom nie, om te keer dat daai siekte nie versprei na die res van die land nie. En dit kon ons gelukkig doen, maar ek dink wat my betref die groot sukses was hoekom ons dit kon doen is omdat dit baie uitstekende spanpoging was. Ek as direkteur was bygestaan deur die nasionale weermag. Hulle het omtrent 900 troepe ontplooi daar. Hulle het gehelp met padblokkades met die opset van pad en veral die logistieke ondersteuning. Daar was 'n uitstekende persoon van die weermag wat my ondersteun het en dan ook met die die provinsiale verkeerspolisie, die munisipale owerhede van Pietermaritzburg en veral die KwaZulu-Natal se landbouunie was baie ondersteunend. So ons kon padblokkades opsit, ons kon baie streng bewegingsbeheer toepas wat ek dink krities is vir Berg en Klou. So ja, dit was 'n goeie ervaring, maar mense is bly jy kon deel wees van 'n op die ou en 'n suksesstorie. En daardie O-stam is moontlik nou in daai Kenia-enstof wat ingevoer is onwettiglik. Dink dalk ons staar weer 'n krisis dalk in die gesig dat daar dalk nog uitbrekings kan kom as dit. Ek hoop, ek het ook die vermoedens gesien, want tipe O kom voor in Kenia. En die probleem met Berg en Klou enstof is dat dit is 'n geïnaktiveerde enstof. Wat wil sê die werklike virus in die enstof moet geïnaktiveer wees en hy moet goed geïnaktiveer wees. As dit so is dat die tipe O in daai virus in daai enstof stam is en hy is nie goed geïnaktiveer nie, is daar 'n kans dat daai virus kan muteer en beeste aansteek, beeste die siekte laat kry. En dan ek sal bid, ek huil my dood as dit nou gebeur, want die hele land se gespleethoewige dierepopulasie, beeste, skape, varke, bokke,
maar ook wild, Hmm. is hoogvatbaar wees vir tipe O en dit sal absoluut 'n nasionale ramp wees. Dok, wat is Dok se huidige betrokkenheid by die totale plan wat nou beplan word, die strategie? Neem Dok deel, is Dok net raadgewend, hoe werk dit? Ja, ek is nie ek wil nie graag lid wees van die ek het ook aangedui ek wil nie lid wees van die taakspan nie, want dan voel ek gebonde en ek is hier in die Kaap, ek kan nie elke week Pretoria toe vlieg om te gaan vergaderinge hou nie. Maar ek gee vir hulle kontak my baie om raad te vra en ook hulle voorstelle aan my te toets en so aan. So ek is nog in die agtergrond gee ek raad waar ek kan. Veral omdat ek met lande soos Brasil en Bolivia was ek baie intiem betrokke met die hele beleid wat die minister nou wil volg in terme van progressiewe zonering om uiteindelik back and claw met inenting vry te wees en dan daarna weer vry sonder inenting. En wat is Dok se samevatting, opvatting van hierdie huidige strategie? Dink Dok dit kan suksesvol uitgevoer word? Ek dink nie daar's 'n ander uitweg nie. En dit is dat daar is nie 'n manier dat Suid-Afrika nou weer vry kan verklaar sonder inenting nie. Hulle moet nou maar die paadjie loop wat Brasil en Bolivia geloop het, progressief die land en tot die hele land geënt is en dan in terme van die OIE regulasies kan hulle dan stop om te ent, maar dan moet daar 2 jaar verloop van dit jy geënt het tot jy gestop het om dan te beweeg na wat ons was na back and closure vry sonder inenting. Maar ons praat dan van 'n periode van 12, 15 jaar van nou af.